Hierdie straatwys, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Is jy 'n goeie vriend vir jouself? Dis 'n vreemde vraag, né? Want baie van ons sal sê, ja, natuurlik. Maar as jy eerlik raak, behandel ons onsself baie keer slegter as enige vyand ooit. Kyk hoe praat ons met onsself, wat mense soms sê, "Ag, ek is dom," of "Ek mors altyd alles op," of "Ek kan nooit 'n sukses van enige ding maak nie. Ek gaan nooit regkom nie. Ek is nie goed genoeg nie." Nou, imagine jy het 'n vriend wat deur 'n moeilike tyd gaan en jy sê vir hom, "Ja, jy's reg, jy is waardeloos, jy gaan misluk. Niemand gee om vir jou nie." Jy moet soms nooit so met iemand praat vir wie jy lief is nie, maar ons doen dit met onsself elke dag. Dis asof baie mense 'n boelie in hulle eie kop ronddra. En die hartseer ding is jy kan nie wegstap van jouself nie. Jy leef elke dag saam met jou eie stemmetjie. En as die Bybel sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar hoe mooi sê dit soos jouself. Party mense probeer almal red en almal help en almal lief hê, maar diep binne in hulle het hulle 'n oorlog wat hulle elke dag met hulle self voer. Want as jy jouself haat, glo jy later jy verdien nie vrede nie. Jy saboteer selfs die mooiste van verhoudings. Jy voel ongemaklik wanneer dinge goed gaan. Jy dra skuld vir goed wat God lank al vergewe het. Dis hoekom Dawid in die Psalm so baie met homself gepraat het, waar hy sê, "Waarom is jy so onrustig, my siel?" Hy het sy eie binneste probeer terugroep na hoop toe. Want soms moet jy jou eie vriend word voordat jy die wêreld kan aandurf. En nee, dit beteken nie jy dink jy is perfek nie. Dis nie 'n ego game nie. Dis nie arrogansie nie. Dis om jouself te sien soos God se oë jou sien. Jy is 'n mens in wording. Jy is 'n mens wat leer, 'n mens wat val en weer opstaan, 'n mens wat nog besig is om te genees, 'n mens wat nog groei. Ons gee vir ander mense genade vir hulle foute, maar vir onsself, ons hou hofsaak op hofsaak op hofsaak. Nou luister mooi, jy gaan baie langer saam met jouself leef as met meeste mense in jou lewe. So die vraag is, maak jy jou eie lewe ligter of swaarder? Want jou binneste gesprek word later jou energie, jou identiteit, jou verwagting van wie jy is. Die Spreuke sê, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. En dis powerful. Want as jy elke dag vir jouself sê, ek is gebreek, ek is niks werd nie, ek sal nooit verander nie, dan begin jou gees dit glo. Jou liggaam dra dit en jou lewe begin daarvolgens beweeg. Maar wat gebeur as jy begin praat soos iemand wat saam met God deur 'n proses stap? Wat sê, ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek groei. Ek het foute, maar ek leer. Ek het seer gekry, maar ek gee myself die genade om gesond te word. Ek het geval, maar God is nog nie klaar met my nie. Sien, goeie vriende herinner jou aan jou waarde wanneer jy dit vergeet het. Miskien is dit tyd dat jy dit ook vir jouself begin doen. Want baie mense wag vir die wêreld om hulle lief te hê, terwyl God dalk wag dat hulle ophou om oorlog te maak in hulle eie siel. Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Dis interessant, hy sê nie kom wanneer jy perfek is nie, hy sê kom soos jy is. En dalk moet ons begin leer om onsself dieselfde genade te gee. Nie omdat ons onsself, en nie om onsself af te skryf nie, maar om onsself te coach, te dra, te vergewe, te verstaan en weer op te tel. Want die waarheid is, jy luister die hele dag na jou eie stem. Maak seker, dis nie net 'n aanklaer nie, maar ook 'n vriend wat uit liefde optree en jou help om jou dag beter te maak. So ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.